kyk na die woord van die Here vanmôre, besonder vir die vaders, spreek ons aan vanoggend, maar ons wil hê die moeders moet ook maar mooi luister en die kinders ook vanoggend. En die titel van my boodskap vanoggend na u hart toe is, vind jou kroon. Vind jou kroon, opgeteken in Psalm 8 vers 5 tot 6 lees ek vir ons. Vind jou kroon, Psalm 8 vers 5 tot 6. Wat is die mens dat een aan dink? Wat is die mens dat een aan dink? En die mensekind dat u hom besoek. U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Nou hierdie profetiese woord uit Psalms verwys na die koms van Christus as die seun van die mens na die aarde toe, want seun van die mens beteken die vrees van God en die seun van God beteken God self. Daarom die woord goddelike wese beteken in die Hebreëus Elohim, wat beteken God. Jesus as seun van die mens het namens ons hierdie kroon van eer en heerlikheid in ontvangs geneem. En daarby kan ons nie genoeg sê, dank die Here, dat hy mens geword het. En sy goddelike natuur is hy ons Vader. Van ons almal. En daardeur wil hy hê vanoggend. En verlang hy dat ons as Vader sal optree in hierdie lewe om sy vaderskap, sy goddelikheid tuis te bring by ons families. In Jesaja 9 vers 5 staan geskrywe, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God. Hy het weinig minder geword as 'n goddelike wese. Hy het mens geword vir my en vir jou om wat te doen, om ons te kom wys wat vaderskap werklik beteken en goddelikheid werklik beteken. Hy word genoem sterke God. Hy word genoem ewige Vader. In sy vaderskap kom hy na die aarde toe en hy wys vir ons wie is die Vader en hoe die Vader opgetree het teenoor u en my, en hy word genoem vredevors. Met ander woorde, as 'n Vader is ek 'n vredevors in my huis. In 1 Johannes 4 vers 17 staan opgeskrywe, want die B-gedeelte, soos hy is, soos ons ook in hierdie wêreld, so het in die wêreld ingekom as 'n goddelike wese om vir ons iets na te laat en te wys. Hoe tree mens goddelik op? Hoe tree mens goddelik op? Hoe tree Vader goddelik op? Daarom sê hy, soos hy is, so moet jy en ek wees in hierdie wêreld en hierna nie, soos hier vandag en môre en die hele volgende 365 dae wat vir jou voorlê, nie net 'n dag wat genoem word Vadersdag nie. In Galasiërs 4:19 staan geskrywe, my kinders, vir wie ek weerbaaringsnood is totdat Christus in julle gestalte verkry het. Met ander woorde, die hartklop van God is, die begeerte en die verlange van die Here is, dat ons hierdie eienskappe van vaderskap sal bekom, dat ons sal groei tot die volheid van hom wat in ons is. Halleluja, prys die Here soos hy is, soos ons ook in hierdie wêreld. Paulus sê, man, ek is in pyn, ek is in smarte, totdat Christus in julle gestalte verkry het. En ek wil vanmôre sê, kerk, dis tyd om kleinigheid nou agter te laat. Dis nou tyd om volwasse te word. Want as jy nie volwasse gaan word nie, gaan jy verloor langs die pad. Hoor my, raak volwasse in jou verhouding met God. Raak volwasse in jou verhouding met jou vrou. Raak volwasse in jou verhouding met jou kinders. Raak volwasse in jou verhouding met jou medebroer en suster, want julle is in een liggaam gedoop, lede afsonderlik van mekaar, om aan mekaar diens te betoon. Ek wil jy moet hoor vanoggend, kry klaar met kleinigheid. Kry klaar met hierdie fyngevoeligheid.
kry klaar met jou emosionele toestand waarin jy geval het, want Jesus sê, hy het ons vrygemaak, ons sing dit. Ons sing dit elke dag, hy het ons vrygemaak van wat? Maar tog is ons nog gebonde, kry klaar daarmee, raak volwasse in die koninkryk van God, totdat Christus in julle gestalte verkry het. Nou die woord kroon, hy het ons gekroon met eer en heerlikheid. Amen. Die woord kroon in die Grieks of in die Hebreëus aftaar beteken omring vir beskerming. 'n Kroon omring jou om jou te beskerm. Die woord eer in Hebreëus kavod beteken reputasie. Met ander woorde, hy beskerm ons met sy reputasie deur ons te kroon. Die woord heerlikheid in Hebreëus, havdor, beteken magnifiek, glans, skoonheid, uitmuntendheid. Ek wil jy moet hoor, vind jou kroon, wat hy vir ons nagelaat het op hierdie aarde, sodat niemand jou kroon van jou mag wegneem nie. Hoor baie mooi, hy beskerm ons met sy reputasie, deur 'n kroon op ons te plaas. Sy eer kom na ons toe, sy heerlikheid om magnifiek te wees in ons oortuigings, en magnifiek te wees in wat ons glo, om glans te hê, om skoonheid te hê, amen, gewas met die bloed van die lam. Wil jy met hoor vanoggend, die glorie van Christus karakter word weerspieël as volg. Nommer 1, in die patroon van die lewe. In die patroon van die lewe word Christus karakter weerspieël. Hoor my, hy kom na die aarde toe. Hy laat vir ons iets na, 'n patroon wat ons moet volg. En ek wil vanmôre vir jou sê, as ons die patroon van God volg, het niemand skade nie, niemand het 'n probleem nie. Ek wil terugverwys na die begin toe God Adam en Eva gemaak het. Toe sê hy vir die man, omdat hulle gesondig het, sê hy vir die man, jy sal in die aangesig van jou sweet sal jy, of die sweet van jou aangesig sal jy. OK, met ander woorde, hy het die man bepaal om te werk. Maar vir die vrou het hy nie bepaal om te werk nie. Wat vind ons vandag? Wat is 'n patroon? Ons is buitekant die orde. Meeste van die vrou, hoekom is daar werkloosheid? Omdat ons die orde verkrag het. Amen. Yes. So ons die orde reg kry, en die orde van vaderskap reg in plek kry, het ons nie omstandighede en probleme nie. Het ons nie kinders wat in die strate lê nie. Het ons nie druggies nie. Het ons nie vermoere ongeliste nie. As ons net in die patroon inkom, dis die patroon van die lewe wat hy vir ons kom nalaat, dat hy wys vir ons wat ons mag wees. Hy kom wys vir ons wat ons mag wees en wat ons behoort te wees. Hoe waarlik koninklik is Christus dan nie? Hoe heerlik is sy menslike karakter, soos ons sien in hom. Hoor baie mooi, bekleed met sy heerlikheid. Bekleed met sy heerlikheid. Hy het weinig minder geword as 'n goddelike wese, as 'n mens, seun van die mens. En hy gekom en hy's bekleed met 'n heerlikheid. En dit is daai heerlikheid wat hy vir my en vir jou kom nalaat het. Weet jy wat beteken die woord heerlikheid eintlik in die Grieks? Die sigbaarheid van God. Ek en jy raak sigbaar vir die Here in die patroon van hoe die lewe eintlik moet wees. Die tweede karakter wat Christus kom weerspieël het vir ons, was Christus word die volëinder van die lewe. Met ander woorde, hy word alles in die lewe. Hy is die krag om ons sy heerlikheid te maak soos hy self. Hy is die krag om ons te maak sy heerlikheid soos hy self. Amen. Man, jy is nie maar net nie. Vrou, jy is nie maar net nie. Kinders, julle is nie maar net nie. Hoor my vanoggend. Hy het jou gemaak deur sy krag, sy heerlikheid. Dis wat hy kom doen deur die evangelie, om dit, die doel, in jou te kom herstel. Om sy troon weer te kom vestig waar dit hoort.
en daar waar hy gekroon word, as Here van die Heres, as koning van die konings. Amen. Amen. Hoor baie mooi, koning van die konings. As hy een koning, soos hy, Yes. maar as 'n klomp konings. Jy sien die koning, weer eens as ek 'n sirkel trek, is hy die koning. Trek klein sirkeltjies binne daai sirkel. Ons dieselfde eienskappe, sal hy heerlikheid, sal hy eer ontvang, sal hy kroon, maar ons kan nooit wees soos die groot sirkel nie, want hy is onveranderlik net een. Daar is niemand soos hy nie. Amen. Maar ek en jy, neem sy karakter en want ons is uit God gebore, want hy wat uit God gebore is, sondig nie. Gaan lees maar wat sê die woord van die Here in Johannes 5 vers 18, kom terug na die plek toe van 'n patroon wat hy vir ons nagelaat het, as ons net in die patroon kan inkom en verstaan waaroor dit gaan. As 'n vrou 'n rok moet maak, wat doen sy? Sy gaan soek 'n patroon. En volgens die patroon sny sy hom uit. Amen. Amen. En volgens daai patroon is dit haar begeerte. Dis haar verlange, hoe sy graag dit wil hê, dit moet wees. So staan God ook vanmôre met 'n patroon wat hy jou uitsny na sy patroon om te wees soos hy is. Op hierdie aarde nie, hierna nie nou. Amen. 2 Korintiërs 3 vers 18 staan geskrywe, en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, hoor baie mooi, van heerlikheid tot heerlikheid. Halleluja. Amen. Met sy reputasie. Ek staan voor hom en ek word verander na dieselfde reputasie, en daarmee word ek gekroon en beskerm as ek my kroon het, maar as ek nie my kroon het, het ek geen beskerming nie. Dis hoekom die heerlikheid van die Here soos veel skade ly in gelowige huise se lewe. Want ons is negatief en ons het nie. Ons raak nie volwasse nie. Van die heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Na dieselfde beeld. Hy was weinig minder as 'n goddelike wese. Gekroon met eer en heerlikheid. Nou sê hy hier vanoggend, kyk ons in 'n spieël en ons word verander van gedaante. Hey broer, ek sien ouers baie keer verander van gedaante wanneer hy kwaad word. Maar wanneer word ons van gedaante verander? Want ons in hierdie spieël van God vaskyk. En dan kroon hy ons met hierdie heerlikheid deur ons te beskerm. Jy hoef nie eens te beskerm nie. Volg net die patroon. Hy sny jou uit. Hy wil hê soos hy wil hê jy moet wees. Amen. Come on church. Ek wil hê met hoor vanoggend van die heerlikheid tot heerlikheid word ons verander na dieselfde beeld, man. Dieselfde beeld. Weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, gekroon, eer en heerlikheid met sy reputasie. Die Gees het ten doel vanoggend om die volheid van sy heerskappy te herstel in ons lewe. Ek wil hê met hoor. Die Gees het ten doel, want ons word verander deur die Gees. Want die Here is die Gees. Sy doel is om die volheid van sy heerskappy in jou te herstel. No more of me, but everything of Christ. Ek lewe nie meer nie, maar hy lewe in my. In plaas daarvan om te regeer, word die mens geregeer. In plaas daarvan om 'n monarg te wees, is hy 'n slaaf.
My vriend, jy is gebore om te heers, hoor my vanoggend. Jou kind is gebore om te heers. Volg hy sy pa se voetspore? Christus erken die mens, hoor my baie mooi, Christus erken die mens se reg om te kan heers. Wanneer hy begin sê hy, dan Genesis 1, heers oor die aarde, heers, hy erken dit. En hy poog om ons weer in daai staat te stel om die heerskappy van sy heerlikheid uit te oefen. Dit beteken, ek verander na sy beeld. Ek doen dit soos hy dit doen. Ek loop soos hy loop. Ek dink soos hy dink. Is jy nog by my? In die lig hiervan, kyk ons vanmôre na jou amper se Vader. Ek het jou geskilder vanoggend. Sy kroon, sy eer en heerlikheid, wat God die mens toe bedeel het. In die lig daarvan wil ek nou vanoggend jou roeping en jou amp as Vader hanteer. Hierdie amp is onhandelbaar. Jy kan dit nie wegredeneer nie. Dit is nie onderhandelbaar nie. Glad nie. Jy is deur die huwelik reeds in die amp aangestel. En die amp verwys 4 dinge. Leier, koning, priester en profeet. Leier, koning, priester en profeet. Manne, moenie dat ek met dooie klippe praat, waarvan Marius net al gesê het, as die klippe dit gaan begin uitroep, waar gaan ek en jy staan? Hoor my vanoggend, God wil jou herstel in sy heerskappy, in sy edelheid, hy wil jou herstel in sy reputasie van 'n leier, van 'n koning, van 'n priester en van 'n profeet. Ek lees in 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, jy is uitverkies, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ek wil hê kerk, jy moet nou baie mooi verstaan vanmôre. Ek het moeg geword vir hierdie ouens wat in asblikke krap, rondhardloop van kerk tot kerk en nooit kom by 'n punt dat hulle kan 'n besluit maak nie. Want jy's besig om die reputasie van God skade aan te doen. Wat glo jy? Bly daar waar jy glo. Hallo, ten spyte, al kom die storms, al kom wat ook al, bly waar jy glo die woord van God waarheid reg gesny word. Hoor my vanoggend. Amen. Ons gekom by 'n plek waar God ons uit die duisternis uitgeroep het, uit die leuen uitgehaal het en ons ingeplaas het in die wonderbare lig van waarheid. Amen. Want waarheid sal jy ken en waarheid gaan jou vrymaak en niks anders daar dit nie. Ja. Openbaring 5 vers 10 sê, en het ons as konings en priesters vir ons God gemaak. Wow. Wie het jou dit gemaak? Jyself? God het ons konings en priesters gemaak. En ons sal as konings op die aarde, jy sien God erken dit. Erken die heerskappy wat in ons is, ingebou is om te kan heers. Daarom tas jy 'n man se autoriteit in 'n huis aan, dan tas jy sy eer aan, sy reputasie. Vrou, ek wil jy met baie mooi verstaan, jy mag nooit teenoor jou man opstaan vir ander nie. Want jy tas sy reputasie aan. Want God het die reputasie vir hom gegee. God het bepaal 'n man is die hoof van die huis. Nou laat doorstop. Hy
my koning gemaak. Hy het my 'n priester gemaak. Hy het my 'n leier gemaak. Hy het my gemaak vanmôre 'n profeet. Ek soek nie na ander profete nie. En as jy na ander profete soek, is hoerery. Ek wil jy moet hoor. God het jou aangestel as leier, as koning, as priester, as profeet. In die woord deugde wat ons gelees het in die woord van die Here, daar opgeteken in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 9, waar hy sê om te verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis in die lig ingeroep het en oorgeplaas het. Daai woord deugde is 'n woord wat in Hebreëus en Grieks gebruik word as heerlikheid, uitmuntendheid, heerlikheid, reputasie. Ten opsigte van ons vaderskap beteken dat ons sy heerlikheid aan ons nageslag moet verkondig deur ons lewe. Pa, jy's 'n koning werd, jy's 'n leier werd, as jy sy reputasie uitlewe in jou huis. Buitekant daai reputasie is jy dit nie werd nie. Jy is dit nie werd nie, pa. As jy ongoddelik optree of buitekant die orde, buitekant die patroon wat God jou uitgesny het, uittree, dan het jy 'n probleem. Die huis is vaderloos, die huis is leierloos, die huis is priesterloos, die huis is profeetloos, die huis is koningloos. Dit omskryf die kroon vanmôre waarmee hy ons gekroon het as vaders in die hedendaagse wat so ontbreek. Dis chaos in die huis. Omdat ek baie navorsing doen, Google ek en ek sien vrouens staan met plakate, ban Father's Day. Ban it, because they're not worthy. Waar's die paas? Waar's die konings? Waar's die leiers? Hier's kinders wat nie eens weet wie hulle pa is nie. Maar dan God, my kind weet, en jou kind weet, wie sy pa is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis waar jy in die wêreld gaan. Hoekom? Omdat ons buitekant die patroon van God uitbeweeg en ons eie patrone daar gestel het en uitgesny het, soos ons dit wil hê, terwyl God sê hy het ons konings en priesters gemaak. Vind jou kroon terug, man. Waar vind jou kroon terug? God het bepaal dat jy in sy volheid moet optree. Daarom het hy jou ook gekroon met eer en heerlikheid. Sy reputasie wat hy beskerm om wat te wees? Skoon te wees, suiwer te wees, opreg te wees. God het bepaal dat sy volheid deur jy moet funksioneer. Eerstens deur 'n leier as leiers. Die woord van God verklaar dan in Petrus, ons is uitverkore om as leiers op te tree. God kies ons om op te tree as sersante majore. Hy het ons uitverkies, man. Hy het jou uitverkies om as leier op te tree. Daarom skryf die apostel Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 1, wees 'n navolger van my, soos ek dit van Paas. Kan jou kind jou navolg? Kan jou vrou jou volg en respek hê vir jou? Wees 'n navolger van my as 'n leier, ek lei julle. En ek wil die paas roep tot orde. Kom ons herstel wat God oor gedroom het. Amen. Hy wil sy volheid in jou laat optree
deur jou as 'n koning aan te stel. Die kroon op jou hoof beteken jy moet heers. Dit beskerm jou heerskappy, jou koningskap. Regeer beteken nie om te dikteer nie, maar soos wat Jesus oor sy kerk regeer tot die behoud van ons almal, so moet jy ook kan regeer tot die behoud van jou huisgesin. Waar is jou kinders vandag? Niks te doen met die vrou nie, alles te doen met die man. Vaderskap. Waar is jou kinders vandag? Jy moet koning van jou huis wees, soos Jesus koning is van sy kerk. Jy moet kan dien en beskerm. Koning maak besluite, nie om sy volk in 'n oorlog en nederlaag te laat lei nie. 'n Koning maak 'n besluit om sy volk te red van ondergang. Vaders moet besluite maak vandag tot die behoud van hulle nageslag. Dis hoekom ek boeke geskryf het. En as jy nog nie die boek die God het bekom het, dan beter jy dit vinnig bekom. Vir jou nageslag, my nageslag moet iets weet wat ek kan nalaat, want daar kom soveel misleiding in die wêreld in en verwoesting wat gesaai word. Openbaring 3 vers 11 sê, kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Pas! Ons is so gejaag na wind en geld en prestige. Waar is die orde wat God ingestel het? Soek eers die en al die ander dinge sal julle bygevoeg word. Met ander woorde, ons soek eers die ander dinge, dan wil ons hierdie koninkryk wat inkom. Ons wil vir God sê hoe, terwyl God vir ons wil sê hoe wat werk. Die probleem. That's the problem. En ons kan nie meer verder toelaat nie, ons moet begin herstel in die Here. Dat niemand jou kroon van jou wegneem nie. Pa, soek jou kroon en vind jou kroon en veg vir jou kroon. Kom terug waar God wil hê jy moet wees. Jy's 'n vader, nie verander nie. Jy's 'n vader vir jou huisgesin. Hy het ons aangestel as priesters. Hierdie aand sluit 'n seën aan. Ja, daar word verwag van jou dat jy jou familie van tyd tot tyd moet seën. Kom ek vra die vraag, hoeveel paas voor jy by daai deur uithardloop, bring jy familie by mekaar en seën jy jou familie. Dis 'n patroon wat ons moet volg. Jy moet jou hande op hulle kan lê en hulle seën. Wie is so 'n man? Aha, wonderlik, wonderlik. Wie is so 'n pa? Daar gaan die kinders aan. Hy seën hulle, hy bless hulle. Waar is die vaderskap? Vaderskap het verlore geraak. Seën jou familie, wanneer hulle gaan slaap. Seën jou familie op hulle pad. Seën jou familie wanneer hulle siek is. Halleluja. Spreek die seën van God oor hulle. Dit weerhou. Hoekom is ons vandag so baie siek? En hoeveel pes besoek ons net nie? Jy, pa, moet kan optree as 'n dokter, as 'n pastoor, as raadgewer. En hy kan aangaan, advokaat. Hoor jy is die pa wat God aangestel het om te kan heers
leiding te kan gee, die reputasie oor te dra na jou kind toe, om beskerm te word. Dis hoekom die reputasie daar is, jy moet dit beskerm. Paas, wat het van julle amp geword? Dis die laagste ding wat ons aan dink. Ons dink meer aan geld, aan mammon, as aan die voorspoed van ons kinders. Leiding van ons kinders. Ek praat nie van die wêreldse opvoedingsprogram nie. Ek praat van 'n goddelike opvoedingsprogram, God in daardie huis regeer. Hoor wat sê Maleagi 2 vers 7. Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar. Het jy al geleer om soos 'n pastoor op te tree? Het jy al gesien hoe bid jou pastoor al vir die duiwels? Dat hulle moet spring en wegwyk? Het jy al gesien hoe bid jou pastoor al vir die siekes? Doe jy dieselfde in jou huis? Hoor my vanoggend, want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar. Jy moet kennis van God se woord hê. Hoor my baie mooi. En uit sy mond word onderrig gesoek. Want hy is 'n boodskapper van die Here, van die leerskare. Dis my priesterskap amp. Dis wie ek is. Ek moet optree, ek moet dit beskerm. Ek is 'n boodskapper van die Here vir my familie. Het jy 'n boodskap vir jou familie, pa? Ek wil optree, wil hê ons moet optree as 'n profeet. God wil ons herstel in die oordanigheid as 'n profeet. Dit beteken dat jy jou gesin sal voortgaan in die woord van God en hulle sal leer. Jy kan daarteen weerstand bied deur redenasies aan te haal en ons het te veel redenasies. Jy weet, as ek tog maar vir iemand sê, hoor hierso, doen dit, maar jy, ek wil nie van my jy nie, ek wil hê jy moet baie mooi hoor. Jy kan baie verskonings maak. Jy kan sê, ek ken nie die woord so goed nie. My vrou is beter as ek met die skrif. Nou, hoe gebeur dit? Hy lees meer. Jy is dan die profeet. Jy moet weet. Maar weet jy wat? Die vrou is meer in God se woord as wat jy in God se woord is. Jy is meer daarin toegewy om geld te maak. Ek gaan dit weer herhaal, wat ek laasweek herhaal het, gesê, hoor my baie mooi. As die merk van die dier uitgedien gaan word, en daar word gesê, kan nie koop en verkoop nie. Jy kan nie 'n werk verdien nie. Pa, wat gaan jy sê? Ek gaan dit maar vat om vir my familie te kan sorg. Ek wil hê met baie mooi hoor, dis nie 'n vreeslike ding nie, dis 'n geestelike ding wat besig is om ons wêreld in te sluk en te vernietig, om ons wat te maak? Kompromiste. Ons kompromeer met die leeg, ons kompromeer met die duiwel, ons kompromeer met alles wat in die wêreld aanbetref, en dis hoekom ons gaan kompromeer met die merk van die dier ook. Jy gaan sê, maar ek het nie tyd om die Bybel te lees nie. Nou, wanneer het jy tyd? Wil jy 'n goddelike huis hê? Wil jy hê jou kinders met die Here dien? Wil jy hê jou kinders moet Godvreesend wees? Wil jy met baie mooi hoor? Al hierdie verskonings, seker sekerlik kom ons huise se misluik vandag. Weet jy wat, 'n verskoning kan nooit 'n antwoord bied nie. Jy gaan 'n verskoning op 'n verskoning op 'n verskoning maak. En ek wil hê met baie mooi hoor. En ek wens julle wêreld se paas kom bietjie vanmôre luister 'n bietjie. Herstel jou huisesin. Weet jy wat? Jy kan hoe ver verdwyn het en verdwaal het,
Maar die oomblik wanneer jy terugkeer na die patroon van God, gaan jou vrou jou volg. Gaan jou kinders jou begin volg. Die orde is pas. Die man moet herstel. Nie die vrou nie, die man. As die man herstel, volg, want jy is 'n leier, volg jou vrou. Dan volg jou kinders. Want jy beskerm nie jou eer en heerlikheid en jou reputasie nie. Jy beskerm die reputasie van God, die hoogste roeping wat 'n man kan ontvang. Profete is jy. Ek lees in Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesidede swaard. En dring deur tot die skeiding van siel, gees en van gewrigte en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegging van die gedagtes van die hart. Pa, weet jy hoe kom volg? Jou kinders en jou vrou nie. Jy's instink, soos instink koffie. Jy's nie moer koffie nie. Hulle sien deur jou, hulle ken jou hart. Wat wil jy hê? As my vrou na my toe kom en sy sê, love hê, dan sê ek, wat wil jy hê? Hy is die beoordelaar van die hart. Ek wil jy met baie mooi luister. En jou gedagtes van jou hart. God is die niereproewer. Hy deursoek die harte, hy kyk dieper in. Dis hoekom hy jou reputasie, sy reputasie in jou gaan herstel as jou hart reg besny is. En jou vrou gaan terugbring waar sy hoort en jou man en jou kinders gaan terugbring waar hulle hoort, want God is die beoordelaar van die hart. En jou gedagtes. Psalm 119 sê vers 160, die hele inhoud van u woord is waarheid. Pa, wat gaan soek jy daar buitekant? Wat gaan loop jy rond en kry mense kennis? God se woord sê, die hele inhoud van sy woord is waarheid. Daar's geen leuen nie. En dan kom hy verder, hy sê, en al die regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Hoor my baie mooi vanoggend. Wat vir Adam gegeld het, geld vir my en vir jou ook. Hy verander nooit nie. Die verbond het net genade vir ons ingebring. Dis onveranderlik. Jy sien, jou gesin het inspraak van 'n profeet nodig. Dat hulle insprake van 'n hul profeet nodig. Niks maas wat vanmôre stikkend is. En ek sal leer julle vanmôre, en ek sal goeie moet. Dis wat God met hulle gedroom het, nee. In plaas van 'n goddelike man, sit jy met 'n man wie se hart vol bedrog is. Dis daai man wat nie hier wil wees nie. Dis daai man wat nie kerk toe kom nie. Maar die kerk kan my nie red nie. Die Bybel sê nie onderlinge byeenkomste en nalat so sommige dit 'n gewoonte het nie. Hoekom? Want in die kerk word jy geleer, soos wat jy vanmôre leer, wat die Vader se amp is. So ja. Want daar waar jy sit met jou pelle, en nonsens praat met jou pelle, kry jy invloed van jou pelle, en jou pelle mislei jou, en het 'n effek op jou kinders en op jou vrou. Vrou staan vas. Staan onbeweeglik vir dit wat God jou mee geroep het, want God het jou ook met sy eer en heerlikheid ook gekroon. Hy wil jou, of sy reputasie in jou, wil hy ook beskerm met die kroon wat jy dra. Jy sien, jou familie het insprake van hulle profeet nodig, nie van ander profete nie. Dis hoekom ek gesê het, hier is 'n groot skaal van hoerery wat besig is om plaas te vind. My vrou gaan soek 'n profetiese woord by 'n ander plek, terwyl ek die profeet is in my huis. Jou vrou kan nie die rol
volbring nie. God het die man aangestel. God het die vrou aangestel om die profetiese woord aan die kinders te leer. En hoor wat sê Spreuke 6 vers 20. Bewaar my seun die gebod van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder. Die ma se teacher, die pa, het die woord. Het die woord. Ek sê vanmôre, koop die tyd uit. Dis jou familie. Dis jou verantwoordelikheid. En iemand vanmôre na my luister, ingeskakel is op Facebook, hoor my, koop die tyd uit, want die Bybel is baie pertinent, want die dae is boos. Dis jou familie wat geraak word. Dis jou verantwoordelikheid. Ek sien families hardop agter profete aan. Hoekom? Omdat daar nie 'n pa is wat 'n profeet is in die huis nie. Hulle is so honger om te hoor wat die Here vir hulle sê. Maar pa is nie daar nie. Dis buite kan die orde, dis buite kan die patroon, die pa is die profeet van die huis. Maar wat sê Matteus 13 vers 57? En dis 'n kompas. En ek is binnekort 71 jaar oud. En ek het navorsing gedoen in my lewe en baie dinge gesien in my lewe. Kom op jy, aanseer in my lewe. Die grootste probleem van 'n huwelik word ontstaan wanneer 'n pa nie in plek is nie en waar 'n ma nie sy orde erken nie. Wanneer jy 'n chickie vrou het, wanneer jy 'n moedswillige vrou het, breek sy die orde af. En ek wil vanmôre net sê, raak kalm. Maar as een ding wat ek vir jou sê, jy kan net kalm raak onder 'n man wat 'n leier is. Jy kan nie kalm raak onder 'n man wat buite kan die orde van God beweeg nie. Want terwille van die huwelik staan jy op pas plek vol soos 'n vrou. Jy is nie 'n vrou met 'n vloerlappers oor wie hulle trap en loop nie. Staan op, want jy moet jou reputasie, God se reputasie in jou beskerm. Dit gaan nie vanmôre oor wie ek is en wat jy is nie. Dit gaan oor 'n huwelik. Die reputasie van God as my man buite kan die orde beweeg. Hoe kan ek respek hê vir so 'n man? Ek onderwerp my glad en ek wil nie my vrou met onderwerp aan 'n demoniese man nie. Ons kom te maklik met die goed weg. En dan voel ons skuldig en ek wil hê jy moet baie mooi hoor, ek gaan dit weer sê. Moenie skuldig voel nie. My vraag is, wat gaan jy met jou skuldgevoel maak? Jy sien, ons voel skuldig, maar ons doen niks daaromtrent nie. Wat gaan jy maak met daai skuldgevoel? Kyk wat sê Matteus 13 vers 57, en het aanstoot aan hom geneem. Maar Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. Waar gaan die gemors plaasvind? In jou huis. Dis waar die duiwel begin. Om wanorde te skep van die patroon van God, hoe hy huwelik moet wees, wat 'n pa moet wees, en die ambt wat hy beklee, en die orde van 'n vrou en kinders. Ek wil weer eens sê, van ons vrouens gaan deur verskriklike hel. Deur 'n man wat buite orde is.
Ons het respek vir julle. Dis jou keuse, gaan jy langer onder dit staan? Of gaan jy werk met daarvan? Maar hoor wat sê die woord van God. 'n Profeet is nie in sy huis geëerd nie. Hoekom nie? Maar die oomblik wanneer die profeet leiding begin gee, dan het jy altyd die vrou of die kinders wat jy daar teen opstaan. Ek weet, as ek op vakansie is, was op vakansie gewees, sit my kinders daar, hulle wil net gaan surf en spring en swem. En sê, kom ons, ons is op vakansie. Forget die vakansie, die haai is in die see. Dis hoekom ek jou moet seën. Volg die orde, die patroon van God. Wanneer die profeet gepraat het, luister. Want hy spreek die woorde van God. Want hy het woord in sy hart. En soos Marius ook, wat ek van hom gehou het, as 'n profetiese woord nie uit God se woord uitkom nie, is dit nie 'n profetiese woord nie. Dit moet die beginsel hê daarvan. En die vraag is, ken jy die woord van die Here? Hoeveel skrifte ken jy vanmôre uit jou kop uit? Wat jou kinders so kan sê. Maar weet jy wat, ons klaar oor alles. Ons het die skrif van ons nie. En skrif kan nie werk as daar nie skrif van ons nie. Kom ons herken vanmôre. Kom ons staan net stil, vrou. Begin jou man te sien as die godsman in jou lewe. Want jy moes gesoek na 'n godsman. Het jy? Die godsman in jou lewe. Hy gaan nie optree om jou te verwoes nie, hy gaan optree om jou te beskerm. En te bewaak. Want jy het 'n reputasie binne in jou wat God gegee het, dis sy reputasie. Hy moet dit beskerm, dat dit nie seer kry of verwoes raak nie. Soos my vrou altyd sê, ek bewaar my hart. Want daarin is die oorsprong van die lewe. Amen. Dis hoekom jou man daar is, hy moet jou bewaak. Hy is die kroon van jou lewe. Dis hoekom God hom gekroon het. Om jou te beskerm, moenie teen dit opstaan, wanneer dit goddelik is nie. Ten spyte van wat? Jy is sy prioriteit. Want hy moet die reputasie van God beskerm. Kom ons herken vanmôre. Kom ons bekeer en verander die manier hoe jy opgetree het en gedink het. Wees net eerlik met jouself vanoggend. Wees eerlik met jouself. Wat 'n soort vaderskap verkies jy? En daarmee wil ek afsluit vanmôre. Wat 'n soort vaderskap verkies jy? Dis net 'n man wat soos 'n man kan wees. Amen. Dis net 'n man wat soos 'n man kan wees. 'n Vrou kan nie 'n man wees nie. Amen. En die oomblik wanneer 'n vrou 'n man in die huis is, dit 'n moeilikheid. Dis buite kan die patroon, die orde van God. Dis net 'n man wat soos 'n man kan wees as 'n man 'n vrou wil wees. Aanvaar daai samejor in jou lewe. Want sy gaan vir jou rondchant, jy gaan net so gespreek. Jy moet werk en sy spend. Nou hoe is 'n man? 'n Man is iemand wat in 'n regte verhouding met God staan. 'n Man is 'n man wat die vrug dra van goddelikheid. 'n Man is 'n man wat kan opstaan vir geregtigheid. 'n Man is 'n man wat luister en dit doen. Te veel manne het te veel beloftes. En as die huwelik so 3 jaar aangeloop het, dan is daar 'n ander kant van daai man.
En wanneer 'n man vir 'n kind sê, ek gaan vir jou looi, as jy nie luister nie, dan praat hy 300 keer, ek gaan jou looi, hy lieg. Looi hom, wat is wat jy gesê het? Maar moet hom nie doodslaat nie. Want jy wil hom nie verwoes nie, jy wil hom beskerm. Ag, en dan weet jy die paas, hulle praat nie eens nie. Die kinders spring en doen net wat hulle wil. Pa, kom ons kry die orde reg. Kom ons kry die orde reg. Begin jou kinders te dissiplineer. En ek wil vanmôre sê, wat my naam betref, die kerk is nie 'n rodehouse nie. Jou kind sit hier en gaan leer die woord van God. Hy gaan nie sit in kou terwyl die pastoor of kort wil agtertoe hardloop nie. Hy doen dit voor, want die beste van alles is wanneer die pastoor begin preek, dan wil almal badkamer staan. Kom ons kry die orde reg. Jy kan kwaad wees vir my, maar ek is 'n leier, broer. Amen. You follow me, otherwise, ek beskerm jou reputasie. Want weet jy wat? 'n stoute kind, wat geen maniere het nie, verklaar uit wie sy pa en sy ma is. Wat is 'n man? Hoe is 'n man? Is dan 'n regte verhouding met God. Hy dra die vrug van goddelikheid. Hy staan op vir geregtigheid. Hy luister en hy doen. En dit kommer my dat ek 'n Messias is en ek preek Sondag vir Sondag. Daar's die verandering wat in jou lewe plaasvind nie. I want to see change. Not the fact that I preach that this is the word of God that I preach to your heart, and the Holy Spirit is the only one that can change your life. Not me. Ek wil net vir jou sê, broer, as jy dit nie weer genoeg in jou bymekaar maak. Die Heilige Gees, 'n gentleman, hy kom na jou toe en hy vra vir jou en hy sê vir jou, jy gaan moeilikheid optel. Luister na die woord van God. Luister. Hoe is 'n man? Man is soos hierdie kwaliteit wat ek vir jou genoem het, en dis wat die Bybel van praat. 'n Man na God se hart. Dawid was 'n moordenaar. Dawid was 'n oorreder. Dawid het baie swakhede gehad. Maar weet jy wat? Dawid het na God toe gekom met berou. En hy sê, ja my Here, I'm a loser. But see me. Don't forget me. Don't forget me. So kom uit en ek uitdaag my lewe wat ek in die huis van die Here wees. Dis hoekom ek kan uitroep soveel wonderlike dinge wat God gesê het. Dis die man wat ek soek. Ten spyte van sy swakheid, hy erken dit. Hy bely dit. Hy doen dit nie weer nie. Hy herstel my reputasie. Dis wat Dawid gedoen het. Hy het die reputasie van God in sy lewe kom herstel. En hy is met die heerlikheid van God beeld. Selfde heerlikheid, dieselfde heerlikheid op hom. Oorweeg vanmôre die verheffing van die mensdom in sy goddelike doel. Ons wil dit nie herken nie. God het 'n goddelike doel gestel. Toe ek in hierdie dorp ingekom het en ek sê, volg my, soos ek Christus volg, toe sê hy ons vir my, ek volg nie 'n mens nie. Wat sê dit vir my? Jy wil my nie volg nie omdat jy erken, of wil erken dat ek volg nie die Here nie. Dis eintlik wat jy vir my wil sê. Toe ek begin het met die woord te preek en te sê, hy wat uit God gebore is, kan nie sondig nie, want sy saad woon in hom. Toe sê die ons vir my, dis onmoontlik. Toe ek begin preek en te sê, soos hy is,
Soos ons ook in hierdie wêreld. Hoe is hy? Soos ek. Hoe is ek? Toe wil hy ons my gooi met klippe. Oorweeg vanmôre sterk die woord van waarheid, wat God van jou dink, nie wat mense van jou dink nie, wat God van jou dink, en pas dit toe, en begin lewe daai mentaliteit, want jy het 'n mentaliteit aan jou, jy's 'n loser, jy's nie 'n loser nie, jy's 'n heerser, jy's 'n koning, God het dit so bestel. Dit die groot goddelike idee van God gevorm, voordat die aarde gemaak is, dat jy moet herstel. En toe God alleen in die eensaamheid van oneindigheid in daai ruimte gewoon het God dit in sy gedagte gehad. Ek gaan 'n mens maak met wie ek gemeenskap wil hê. En ek gaan hom kroon met my eer en my heerlikheid. Broer, weet jy wat beteken dit? Wie wat sê ek vanmôre vir jou? Dat die groot God se droom was dit gewees, maar jy minag dit. Jy lewe maar net en doen net wat jy wil. En omdat ons hierdie standpunt het, in hierdie wêreld wat ons in lewe, kan God nie aktief weer by ons betrokke wees nie. Wat dink jy? Wat is besig om in Suid-Afrika te gebeur? Dit is chaos in die politiek. Chaos. God is nie meer teenwoordig nie. Waar die Christenpartye uitgekom? Ons staan 75% Christen in die land. Nie een van hulle nie een, ek weet nie van een van hulle wat setel gekry het nie. God is nie meer betrokke in jou huwelik nie. Met aardse politiek betrokke in die idee van mense. Wat wil jou teruggee? Hy wil in ons midde begin funksioneer. Om ons te herstel. En ek wil vir jou sê, as God begin werk, wie kan hom keer? As God 'n man begin optel, en 'n man begin doen wat God van hom sê, wie gaan, wat 'n vrou gaan daai man keer? You're gonna lose it. Maak 'n kwaliteitsbesluit vandag. In plaas die kroon, terug waar dit hoort. Want God het gesê, ek kroon jou. Ek kroon jou. Hê respek nie vir jou man nie, maar respek vir God. Want hy respek vir God sal hy respek gee vir jou man. Is julle by my? Amen. Hallo paas, is julle by my? Amen. Are you with me? Do you understand? Facebook, verstaan julle vanmôre? Kom ons kom terug na die beginsel, na die orde van God toe en die hele wêreld herstel. Ek waarborg dit vir jou. Ek toets dit en kyk daarna. Wanneer ek in my kantoor sit en iemand kom sien my in my kantoor met 'n saak. Jy weet ons was so sielkundig en baie mooi optree en sê, volg hierdie, volg dit, volg dat. Ou wat in my kantoor instap, is nie wat ek hart is nie, ek wil vir jou vertel vanmôre, ek het 'n hart vir jou. Wat is jou probleem? Gee vir hom die skrif. Ek waarborg dit met my lewe, dit gaan werk, as jy dit toepas. Maar as jy dit nie toepas nie, moenie terugkom nie, want jy gaan jouself verongeluk. Want die kennis van hierdie wêreld, die wysheid van hierdie wêreld, kan nie opweeg met die krag van God, wat deur sy woord kom na jou toe nie, want ek is 'n profeet, geroep deur God, om die woord in jou hart te bring. Amen. Amen.